en getoe in Parel in die Boland. Skool gegaan, my oupa was die skoolhoof daar in Parel, so ons almal het gegaan soontoe, ons kleinkinders. En hoërskool het ons toe na Wellington toe getrek. So ek was op Huguenote, daar waar die skrywer Willem Anker, hy was net so 'n paar jaar ouer as ek name drop nou hier. En Breitenbach was ook daar op skool. So daar's 'n lekker so met sy heritage daar. En ek het musiek gedoen vandat ek 7 jaar oud was. En dit was die enigste rigting vir my. Dit was of dit of as ek nou terugdink, miskien tale gegaan. En Stellenbosch was ook die enigste opsie. Dit is maar ook hoe jy groot word. En so ek het begin swat in 2000. My voorgraads hier gedoen. Maar teen die tyd wat ek klaar was, het ek gevoel nee, ek is nou moeg van musiek. So toe het ek en my beste vriendin vir 'n jaar Amerika toe gegaan en daar 'n bietjie au pair werk gaan doen. Na dit het ek na die United Arab Emirates toe gegaan vir so 2 jaar en daar gaan klas gee, musiek gegee. En eventually toe is ek en sy ook weer saam Suid-Korea toe en daar gaan Engels gee vir 'n jaar. En toe het ek teruggekom, bietjie werk kom soek en so en toe het ek by die musiekdepartement teruggekom na my alma mater toe. En ek het hier begin klas gee in die sertifikaatprogram wat die oorbruggingskursus is. En terselfdertyd of 'n jaar later het ek my honneurs gedoen. So ek het dit in musiekopvoedkunde gedoen. Ek was eintlik gechallenged deur 'n pastoor wat ek eendag by die kerk raak geloop het en uit my gevra het, jy jy werk by die universiteit? En ek sê ja, nee. En ek voel nou so trots. En hy sê, maar jy het jou PhD gedoen? Ek sê nee. Hy sê, okay, so jy het jou M gedoen? Nee. Jou honneurs? Nee, nog nie, pastoor. En hy raak so stil en hy sê, weet jy, ons as opvoeders moet altyd leer. En dit het my bygebly. Ek het onmiddellik geregistreer vir my honneurs. En so ek het toe my honneurs in musiekopvoedkunde gedoen terwyl ek hier gewerk het. En 'n bietjie meer begin 'n klas gee, bietjie hoër sertifikaat, diploma. En musiekgeskiedenis is ek geniet dit baie. En toe eventually het ek met Felicia se encouragement, stern encouragement, want sy was my hoof in die sertifikaatprogram. So sy het my heeltyd encourage. Doen jou M. Jy het iets om te sê. Jy moet dit sê. En so toe het ek by professor Stefanus Miller was my studieleier en I really attribute a lot of who I am today to him. Juis omdat hy vir my gesê het, jy weet, ek het die geswat, so dit is nou net kort na apartheid, right? I mean, mense sal nou sê, 1994, maar dit was nog baie anders hier. En ek sê altyd dat ek het nie my dosent het nie vir my gesê dat ek nie my M kan doen nie, maar hulle het ook nie vir my gesê dat ek dit kan doen nie, jy weet. En hy het die potensiaal gesien en so ek het toe nou ek was baie geïnteresseerd in om colored komponiste te ondersoek en ek het toe gefokus op 3 wat afkomstig is van Genadendal. Dit was deel van 'n groter projek wat toe nou nie plaasgevind het nie, of wat eintlik later plaasgevind het, waarby ek toe nou betrokke geraak het. Maar ek het toe 3 gekies, 2 het op daardie stadium nog gelewe, en dan was daar een, meneer Alster, Dan Alster, wat 'n groot naam in die Kaap was, betrokke by die Eouen groep, en so aan. So ek het sy vrou
destyds onderhoud met haar gevoer. Maar dit was 'n heerlike navorsingsonderwerp. Dit was lekker om met hierdie mense te praat en ook te hoor hulle perspektief van wat hulle moes deurgaan, want hulle was komponiste, maar hulle het nie die geleentheid gehad wat ek gehad het nie. But they are still in hulle gemeenskap as hulle gesiene mense. En so dit was 'n heerlike humbling experience. So met my teses, met my een van die komponiste, meneer Sax Williams, wat so tydjie terug oorlede is, ek het altyd gesê sy musiek dit klink net vir my koortjie, soos die koortjie uit die Colored kerke. En mense het nie regtig verstaan as ek dit sê nie, en hy het ook nie daarvan gehou nie, want hy gevoel hy skryf soos Bach en hy skryf soos Mozart. So dit is sy raamwerk, want dit's kerkmusiek wat hy oorwegend geskryf het. Maar ek kon dit nie verwoord, maar daar was 'n familiarity in die klank wat ek as 'n colored kerkganger geken het. En as ons nou eerlik is, musiek is maar 'n hybrid, nê? Ons is nie meer daar is nie meer regtig vir ons Suid-Afrika, there's no pure music form. En met westerse kunsmusiek, dit klink nie soos Bach meer nie, you know. In elk geval dit het my nou aangespoor om om die koortjie te ondersoek. Want as ek in 'n breingemeenskap instap, as ek in enige kerkgemeenskap instap en praat van die koortjie, they know about it. Veral in die Kaap, in die Noord-Kaap. So as ek praat van 'n koortjie, ons weet wat dit is. Ek het nie noodwendig daarmee groot geword nie. Ek het dit maar geleer ken, soos ek in my tese sê, as op die peripheral van die normatiewe kerkgesange, en die kerkgesange was die regte gesange wat ons moes sing. Dit is ons die Here aanbid, ons klap nie hande nie. Maar tydens die Pinksterweek, dan het ons nou so 'n bietjie, daar was dit nou toegelaat. Nou weet vir die meer karismatiese aanbidders wat nou bietjie buite die raamwerk wil inkleur. Maar dan was dit ook baie gedemp, jy weet, dit was nou nie, want ons kan nie eintlik hande klap in die kerkie, dit is nie ons geleerde sê. So dit was nog net daai tyd wat jy nou blootgestel is aan die koortjie, maar dan was jy ook skaam, en dit is baie interessant, want die colored history is maar gekoppel aan shame, you know, en it's a complex history. So het is interessant om dit te geobserveer het, wel in retrospect. That there was shame attached to die koortjie, want dit is a lesser type of music as die kerkmusiek, die orgelmusiek, die vuurstemme. So toe het ek nou embark op dit, en wat dit interessanter gemaak het, was die manier hoe ek dit geskryf het, en ons kan bietjie daaroor gesels later. Maar ja, want ek het gecode switch en ek het Kaaps gebruik en so aan, so dit was 'n risk, maar dit was 'n goeie risk. So ek is toe nou in 2023, wat is 2023? Ek weet nie wat is die Afrikaans nie. Het ek gegradueer, en het ek nog bietjie aangehou werk, Stellenbosch, en toe het ek my postdoc by Glenn Holtzman gedoen by NMU. So ek het sommer lekker nuwe stemme begin kry, nuwe buite die raamwerk, buite die boks begin dink, en wel met my teses was dit alreeds dit, en ek het dit by reeds deur Africa Open gedoen, die instituut. En
So toe is ek by Glenn Holtzman en nee nee, maar ek het dit remotely gedoen. So want ons wou 'n projek gedoen het wat gekoppel is aan die Genadendal projek wat ek ook by betrokke was. Maar dit het toe nou nie so uitgewerk nie. So dit was 'n 2 jaar postdoc, maar intussen het ek toe nou die geleentheid gekry om 'n werk by die Universiteit van Fort Hare op te neem. Ek het toe die posisie by Fort Hare gekry as senior lektor daar. En dit is 'n lekker klein departement. Ons is maar 5 wat daar voltyds aangestel is, wat die management team is soort van. En dit is baie lekker, want jy ken almal. En dan het ons natuurlik baie deeltydse dosente wat ook help om die system aan die gang te hou. En dit is 'n nuwe ervaring. Dit is 'n baie nuwe ervaring. Ek is gewoond aan 'n sekere kultuur, taal, institusionele kultuur as wel. So dit is baie anders. Hier is of wat ek gevind het, of wat ek besef, is dat ek kom uit 'n privileged background in terme van akademie, in terme van toegang tot resources, die fasiliteite wat ons hier het. So dit is baie anders by Fort Hare. En Fort Hare is beskou as een van die is een van die oudste universiteite actually in Suid-Afrika. En dit is waar Nelson Mandela klas geloop het en dink Walter Sisulu as wel. So so ons het 'n sterk heritage in Africanism, in South Africanism. So wat anders is vir my daar is dat dat jy besef net wat dan nog gedoen kan word. En dat ons is in Suid-Afrika en die conversation wat ons nou al so lank al het oor die coloniality, daar lewe ek dit, jy weet. Dit om oor westerse kunsmusiek daar, ons doen dit, maar om dit daar vir hulle te probeer convince dat dit belangrik is, dit is deel van jou heritage as musician. It doesn't translate that way, want hoekom? Ons is Suid-Afrikaans, ons is Xhosa, ons is Zulu, ons is Venda, ons is Sotho, Afrikaans, Engels, hoekom is dit die model? So dit is een ding wat ek nogal gevind het, wat dit vir my challenging maak, om die brug, to bridge the gap. En to bridge the gap in my mind, want ek is so gewoond om dieselfde ding te doen vir jare. En Bach, Mozart, Beethoven, ja, maar wat van Abdullah Ibrahim, wat van Becky, ek kan nou nie die mense naam onthou nie, maar die jazzpianiste, die Miriam Makeba, en ek bedoel ek werk in die Miriam Makeba gebou vir performing arts. So hoekom nie? Hoekom is hierdie musisie nie belangrik nie? Jy weet, belangrik genoeg nie. So daar is hierdie wat ek love van Fort Hare is that we are leaning into Africanism en ons heritage daar. En ons heritage as Suid-Afrikaners, ons is nie Europeërs meer nie. Ons is 'n mengelmoes. So ons is eintlik maar, soos mense sal seker sê in musiekterme, 'n rapsodie. So 'n stukkie van klomp goedjies. So dit is baie lekker. Uitdagend, soos ek gesê het. En ek kan nie so meer so code switch daar Afrikaans toe nie. So dit is die uitdaging. En om die studente te bereik daar, is jy moet ek word humble, want jy sien daar wat
jy nie hier sien nie. Jy sien hoe die studente hulle hanker vir iets waaraan hulle gewoond is, vir iets waaraan hulle wat familiar is. Ek bedoel, soos ek gesê het, ek het vanat ek 7 jaar oud is, het ek westerse kunsmusiek gedoen. So dit is very normal vir my. En so dit is nie, amapiano is normaal vir hulle. Jy weet, jazz is normaal. So om vir hulle te probeer oortuig dat westerse kunsmusiek ook daarin pas, is die challenge en hoe om dit relevant te maak vir hulle lewe is die challenge. Maar I'm up for the challenge en is lekker vir my ook om iets nuuts te leer, om die nuwe taal, letterlik die nuwe taal, die nuwe kultuur. Ek dink dit is die privilege wat ek nou het van daar wees. Waar hier, ag Jesou, ek het dit so lank gedoen, dieselfde ding, dat ek ingestap het, ek het eers nodig gehad regtig om meer te dink nie, because everything was ready. En die fasiliteite en so aan. So jy raak 'n bietjie comfortable. So die my comfort zone het nou bietjie geskuif, of ek is nou heeltemal uit my comfort zone uit, which is a good thing. So ek groei ook nou op 'n ander manier en dis baie lekker. En om die studente 'n nuwe manier van dink ook bloot te stel, dat dit nie meer dat dit nie 'n top-down tipe manier van klas gee is nie. En dit is hoe ek geleer het hier. Top-down, die dosent is reg, die dosent weet alles. So hy bring sy kennis en dit is die absolute waarheid, right? The absolute truth. En wat lekker is byvoorbeeld hier is dat ek nou vir hulle ook kan wys, jy kan maar vir my challenge. Van hier by Stellenbosch, it is ingrained. Jy kan maar challenge die dosent. So, want dit het ook natuurlik te doen met die kultuur verskille. Van hiërargie, van die gender politics there as well. So jy moet ook buite daai grense begin vir hulle, of binne die grense begin en vir hulle ook te wys, of dit is my ervaring huidiglik, om vir hulle te sê, jy is welkom om my te challenge, as jy voel ek is verkeerd, ek kan my man staan, so staan jou man, staan jou vrou, en om ook te wys hoe vroue in die verlede, in die musiekgeskiedenis, hoe hulle gemarginaliseer is, en om dit te bring by hoe hulle in hulle gemeenskap ervaar. En ek het 'n interessante gesprek gehad, as ek dit mag deel, verlede week. Ek het gevra, so hoe ervaar julle gender politics in your communities? En voel julle dat die vrou minder gesien word as die man, of as die man, en die mansmense in die klas het gesê, nee, ons is equal, en die vroue het gesê, excuse you, nee, ons is nie, want my opinie tel nie so, en die mans was geskok, die mansstudente was geskok, hulle sê, nee, maar ek voel jy is equal, en die vrou sê, nee, maar dit is interessant ook om die perspektiewe te gechallenge het, en toe dit lekker in 'n debat onaard, en dat hulle ook kan voel dat dit is okay. Dit is 'n safe space, en dit is wat die universiteit doen. Jy moet anders wees as jy hier uitstap elke keer. So we welcome that. Vir die musiekwereld is dit nogal 'n ding. En vir ons in die kunste. In die akademie, ek kom maar nog uit die ou bedeling uit, om dit nou so te stel, van jy weet, jy vorm jou eie argument, jy die akademiese sy van navorsing. Maar al hoe meer, it's the same principle of get on or get off the boat. Die probleem is die ethics behind it, en ons is nog nie equipped om die ethics behind it te monitor nie. En nie te monitor op 'n negatiewe manier, maar om KI as 'n tool te gebruik,
So ons natuurlik, ons freak uit want die studente, dit is net makliker vir hulle. Waar is ons nou ons is nou verby Gen Z, right? In elk geval, maar vir hulle is dit baie makliker. Hoekom moet ons dit dan nou moeiliker maak as dit makliker is? Ek het toevallig van my studente gevra want baie van hulle is komponiste. En hulle gebruik die tegnologie. Dis makliker. Jy rekord jou eie stemme, dan het jy jou background singers. So dan gaan jy net in die recording booth in en jy is uitgesort. So dit is ook maar 'n vorm van artificial intelligence, right? Maar jy het nou nog die monopoly op dit. Jy het nou nog jou hand op dit. En ek het gevra wat sou hulle sê as komponiste? Vat dit weg van die human creativity, vat dit weg van human input in die authenticity, whatever authenticity might mean to them. En hulle was nogal redelik, meeste van hulle is gekant teen dit. En ek dink ons is maar gekant teen dit omdat ons dit nog nie heeltemal verstaan nie. Dit is nie iets wat 'n mens ligtelik moet opneem nie. Want ek dink dit was Stephen Hawking wat gesê het, dit is die ondergang van die mensdom. Ek praat onder korreksie. Maar so ek dink dit is 'n moeilike ding. Dit is 'n moeilike een vir hulle om klein te kry en veral tradisionele musici, die tradisionele Xhosa musician met die uhadi en die Hohadibo en so aan. En jy kan nou maar gaan intik op ChatGPT en dan gaan hy vir jou goed uit, of whatever die KI tool is, kan jy nou baie vinnige uhadi sound gaan kry. Die verskil is die humanity behind it. Want soos my studente voel, dat the sound is different. Vir my is die sound dieselfde, maar vir hulle is die sound different, omdat hulle komponiste is. So, dit is nog it's an ongoing conversation. Dit is 'n belangrike gesprek wat moet plaasvind. En veral ons op universiteite, ons in die kunste, ek bedoel, ChatGPT kan nou vir my 'n poem hier uit right? Gepraat van dit, ek het toevallig iets in ChatGPT gesit om te kyk hoe hy Kaaps gaan, hoe hy dit kan code switch Kaaps toe. En dit het geklink soos 'n wit Afrikaner, wat slang wat probeer kan dit klink. It was hilarious. Maar so daar is 'n tipe van the humanity behind it is missing. Die scary part is AI adapt. So een van die dae, jy kan nog sien die mistakes tussenin, right? En iemand wat komponeer wat westers, kan seker wat tradisionele musiek komponeer, kan hoor dat iets is out of place. Ek gaan dit nie kan hoor nie, maar hier veld is bietjie meer mense. So dit is 'n belangrike gesprek, wat ons moet aanhou hê, en ons moet mense inkry om ons te educate. Because om dit resist is futile. It is here to stay. So ons moet maniere vind om met dit te werk en hoe om dit te gebruik om vir ons te werk, net soos die tegnologie wat ons nou gebruik, right? Is bietjie anders, maar alright. En ek sien UCT was die eerste wat, of een van die eerstes wat gesê het, ons gaan nie meer polisieer nie, ons adapt AI sodat ons kan gebruik. En selfs ons by Fort Hare is besig om, ons word geleer hoe om KI ethically te gebruik en om ons studente te leer om dit te gebruik om hulle te help. Want ons is nie meer in die ou stelsel nie, ons is nie meer van papegaai nie, maar jy kan dit gebruik om hulle critically te probe. So ons as educators, die onus is op ons
as navorsers, as opvoeders, as kunstenaars, we must find a way to use it as a tool. Ja, ek dink dit is belangrik wat julle doen. Ek dink dit is is belangrik vir mense om te sien dat vir my mense om te sien dat mense soos ek en mense soos die ander wat ook al hierdie program gedoen het, that there is room for us all. Daar is spasie vir ons, daar is, maak nie saak hoe jy klink nie, maak nie saak hoe jy lyk nie. Net weer eens om nou vir Nathan Trantraal aan te haal. Ek bedoel, hy het Adam Small, S.V. Peterson, hier is die mense wat die baanbrekers was, om te wys vir ons, do Afrikaans the way you do it, you know, because jy kan nog steeds jou punt, you can get your point across, op 'n makliker manier vir jou, en nog steeds 'n solid argument te kan hê. So die akademie, ons hoef nie vasgevang te word in wat ook al gestandaardiseerde Afrikaans beteken. Want Afrikaans is ook maar 'n hybrid, right? En Kaaps is deel van dit, Griekwa Kaaps. En dat ons, we must come to the party, dat ons groei saam met die taal, dat ons groei saam met die kunste. En juis Kaaps, byvoorbeeld, is 'n form of expression. Die manier hoe Nathan Trantraal dit gebruik het, so Adam Small het gebruik het, soos Ronaldo Kamfer en Ashwin Arendse in sy magistertesis, Poppysie. Hy het dit nou Swartland Kaaps genoem, of so. So, daar is daar is ruimte vir dit. En wat julle doen is fantasties om dit daar buite te sit en vir mense te wys. Can be done.